Ons is gewoond daaraan om skryf te beskou as 'n handeling tussen mense. Een gedagte bereik 'n ander deur woorde, 'n brief, 'n nuusartikel, 'n handboek, 'n gedig. Maar toenemend is daar 'n nuwe soort leser daar buite, stil, onsigbaar en altyd wakker, kunsmatige intelligensie. Vandag ondersoek ons wat dit beteken om vir KI te skryf. Hoe verskil dit van skryf vir mense? Wat kry ons? En wat kan ons verloor wanneer ons woorde met masjiene in gedagte begin skep? Vir die grootste deel van die geskiedenis was skryf 'n baie menslike aangeleentheid. Ons het geskryf om te ooreed, te leer, te troos of te vermaak. Maar in die digitale era word ons woorde nie meer net deur mense gelees nie. Elke plasing, artikel en verslag word ook deur algoritmes gelees, ontleed en gestoor. Hierdie stelsels voel nie emosie nie, maar hulle onttrek wel betekenis, kategoriseer inligting en hergebruik dit om vrae vir miljoene gebruikers te beantwoord. Wanneer 'n student ChatGPT oor die geskiedenis van Kaapstad vra, of wanneer iemand Perplexity of Google se Gemini gebruik om die beste verduideliking van klimaatsverandering te vind, soek die KI nie die internet soos 'n oudtydse blaaier nie. Dit lees op sy eie manier deur duisende mensgeskrewe tekste. Dit beteken die manier waarop ons skryf, vorm hoe KI die wêreld verstaan. En dit is 'n diepgaande verskywing. So wat beteken dit om vir KI te skryf? Dit beteken om duidelik, logies en eksplisiet te skryf. Dit beteken om struktuur bo styl te kies, presisie bo poësie. Mense kan die gapings invul. Ons verstaan metafoor, toon en ironie, maar KI-stelsels maak staat op patrone en verwantskappe tussen woorde. Hulle sukkel met interpretasie en nuance. Kom ons neem 'n voorbeeld. 'n Joernalis kan skryf: "Die stad se hart klop op die ritme van vooruitgang." Dit is pragtig, dit is menslik. Maar 'n KI kan dit heeltemal verkeerd lees. Om dit vir meer KI-vriendelik te maak, sou ons sê: "Die stad ontwikkel vinnig, met nuwe nywerhede en infrastruktuur wat elke jaar uitbrei." Die eerste weergawe roer emosie, die tweede bied duidelikheid. Die uitdaging van die toekoms is om beide te kombineer, om ons menslike warmte te behou, terwyl dit steeds leesbaar is vir ons nuwe digitale vennote. Daar is duidelik voordele daaraan verbonde om met KI in gedagte te skryf. Eerstens verbeter dit die vindbaarheid. As jou skryfwerk goed gestruktureer en ondubbelsinnig is dit meer geneig om in KI-gegenereerde opsommings of soekresultate te verskyn. Dit beteken dat jou idees verder reis. Hulle word deel van die wêreld, so gedeelde digitale geheue. Tweedens bevorder dit akkuraatheid en orde. Skryfwerk vir KI dwing ons om deeglik oor feite, logika en bronne te dink. Daardie dissipline maak skryfwerk ook sterker vir menslike lesers. En derdens help dit om kennis te bewaar. KI-stelsels wat jou werk maklik kan interpreteer, kan dit vertaal, opsom en hergebruik vir onderwys en navorsing. In daardie sin is duidelike skryfwerk 'n geskenk aan die toekoms. Maar daar is ook ernstige nadele. Wanneer ons vir 'n masjiene begin skryf, loop ons die risiko om iets diep mensliks te verloor, ons stem. Oorgestruktureerde, oorgeoptimaliseerde skryfwerk kan plat en leweloos klink. Dit mag duidelik wees, maar dit is nie onvergeetlik nie. Daar is ook die probleem van eienaarskap. Wanneer KI jou woorde lees, kan dit hergebruik word sonder krediet of vergoeding. Jou idees mag dalk oor 1000 antwoorde ego, maar jou naam kan verdwyn. En laastens is daar die gevaar van eendersheid. As almal vir algoritmes skryf, kan die taal begin afplat. Die lykdiversiteit van toon en uitdrukking wat kultuur sy tekstuur gee, kan vervaag word in 'n eenvormige digitale stem. So hoe beweeg ons vorentoe? Miskien lê die toekoms van skryfwerk nie in 'n keuse tussen menslike en masjienlesers nie, maar in 'n skryfwerk vir beide, om onduidelik en kreatiwiteit te kombineer. Skryfwerk wat masjiene kan verstaan, maar wat slegs menslik werklik kan voel. Dink daaraan as 'n vennootskap. KI is 'n nuwe soort leser, een wat idees help om verder en vinniger as ooit tevore te reis. Maar dit is steeds ons verantwoordelikheid om daardie idees diepte, emosie en betekenis daaraan te gee.
Op die lange duur sal die woorde wat ons vandag skryf, die stelsels oplei wat môre se kennis vorm. Wanneer ons skryf, praat ons nie net met mense nie, ons leer die masjiene wat op hulle beurt terug na die mensdom sal praat. Vir die wegneem idee. So die volgende keer as jy gaan sit om 'n artikel, 'n verslag of selfs 'n eenvoudige plasing te skryf, onthou, jy het dalk meer as een gehoor. Die toekoms is ook 'n nuwe leser. En dit moet ook by ons leer. Dit was Môre onder die soeklig, die verken van idees wat ons gedeelde toekoms vorm. Ek is Rian van Vuren, jou gasheer. Tot volgende keer. Hou jou woorde duidelik, jou stem menslik en jou verbeelding ook.